Here, dankie vir 'n jaar wat bykans agter die rug is. En ek besef ook in die opbou na vanaand toe, daar was soveel gejaag, soveel beplanning, soveel reëling, soveel dinge. En ek kom bid dat ons uiteindelik net sal beleef, nie net dat ons vanaand kan asem skep en 'n blaaskans kry nie. Ek kom bid ook dat u vrede op 'n besondere manier sommer net oor ons sal neersak. En dat die stille nag waarvan ons sing, dat dit meer sal wees as net 'n nostalgiese en 'n romantiese en 'n bietjie van 'n breekgevoel verligting. Inteendeel, of daar iets in die kern van ons menswees gebeur oor die volgende paar dae. En ons sommer net weer geherkalibreer word met u hart en u droom vir ons. En dat ons besef, ons hele bestaan is eintlik maar toe te skryf aan die feit dat u vir ons kom seën het met soveel geskenke deur Jesus Christus. Dankie Jesus vir u geskenk en u bereidwilligheid om op hierdie missie Save Earth te kon kom. Dankie dat ons die bevoordeeldes daarvan is. Ek bid dat niemand van ons in hierdie gehoor so dwaas sal wees om te hoor van die geskenk en die geskenk te sien en die geskenk te hanteer, maar dit nooit oop te maak en nooit ons in te maak nie. Inteendeel mag ons die vreugde en die vrede ervaar om die inhoud van hierdie boodskap te beleef en daarop te reageer met 'n lewe van liefde en dankbaarheid teenoor die een wat met die duurste missie en prys ons kom terugkoop het, ons kom verander het, ons kom vul en kom volmaak met u teenwoordigheid en ons so kom bekragtig dat ons 'n dinamiese verskil in 'n stikkende wêreld kan maak met die vooruitsig van ongelooflike belonings en 'n volmaakte lewe wat wag. Kom praat nou met ons deur u woord, seën ons saam wees verder. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek het al 'n bietjie nagedink oor die grootste geskenk wat jy al ontvang het. Iets wat regtig, soos in bly jou nou by, as jy dink aan geskenke, dan's daai ding, daai geleentheid, daai geskenk is net, dit het die groot verskil gemaak. Vertrou uiteindelik dat jy saam met my vanaand uit God se woord sal ontdek, ook hoe groot die geskenk is wat ons deur Jesus ontvang het. Kom delf saam met my net weer, en ons het al afgelope paar weke stilgestaan by Lukas 2, ons gaan vanaand weer by dit stil staan, en net eers die agtergrond voordat ons daarby kom. Jy sal onthou 'n engel het aan die herders verskyn, en vir hulle vertel van die groot geskenk. En tot op daardie stadium het mense geleef letterlik as slawe. Hulle was onder Romeinse onderdrukking, die volk van die Here, die Israeliete, op daai stadium, maar hulle het ook gelewe as ware slawe van vrees, en sonder enige blywende vreugde. Hulle moes die heeltyd presteer, ook teenoor God, want hulle het net besef, ek het alweer verkeerd gemaak, ek is alweer uit lyn uit met die Here. Daar's geen sekerheid gewees, geen waarborge, dat hierdie groot gaping tussen God en mens, dat dit gevul is, en daar was hierdie aanhoudende as ware spanning en konflik, tussen nie net mense in hulle self nie, maar ook tussen mense, tussen mekaar, tussen mens en mens. En dan, wanneer ons by Lukas 2 kom, is daar hierdie ongekende, bonatuurlike aankondiging. En om het op te som, die aankondiging was letterlik, uitkoms is hier. Uiteindelik is die uitkoms hier. Lukas 2 vers 10. Engel aan die herders. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser, die loskoper, die een wat uitkoms bied, gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Wat 'n geskenk. Nou, ons ken die storie en miskien wonder jy presies waarheen gaan ons. Uiteindelik is die opsomming hiervan, uitkoms is uiteindelik hier. En kom ontdek saam met my, wat is die ongekende voordele van Jesus se geskenk
van uitkoms. Of die ander groter woord daarvoor is verlossing. Jesus se koms, nommer 1, skenk vir ons hierdie ongelooflike voordeel. Dit kom verdryf alle vrees. Die eerste ding wat die engel sê, kyk weer na die begin van vers 10. Toe sê die engel vir hulle, moenie vrees nie. Die nuwe vertaling sê, moenie bang wees nie. Eintlik was die aankondiging in letterlike vertaling, hierdie ta-da-da-da, tyd vir bang wees is verby. Wat maak jou op die oomblik bang? Baie van ons glo nie regtig in bang wees nie, jy het jou fronte en jy het jou image, maar jy is bekommerd. Waaroor? Oor die ekonomie, oor jou gesondheid, oor jou ouers se welstand, oor jou kinders, oor rekeninge, oor die onsekerheid van volgende jaar se skool, volgende jaar se standaard, volgende jaar se universiteit, werksvooruitsigte. Hier is die interessante. Daar's 365 moenie bang wees verse in die Bybel. Jou afleiding sou wees, een vir elke dag. Ek dink daar's 'n spesifieke boodskap daarin opgesluit, dat ons daagliks moet besef, moenie bang wees nie. Bykans elke keer in die woord, wanneer God praat, was die eerste ding wat hy vir mense gesê het, ouens, hou op bang wees. Nou ek weet, dis makliker gesê as gedoen. Dis nie so maklik om net op te hou worry nie. Behalwe as jy die Engelse opdrag met Jesus se geboorte verstaan. Ons hoef nie meer bang te wees en ons oor dinge te bekommer nie, want tot daai stadium was dit God en mense. Maar nou maak die engele aankondiging te sê die grootste geskenk is, God het naby gekom. Die tyd vir bang wees is verby, want God is nie meer ver nie, hy is nou met ons. Hy het nou naby mense gekom, hy het homself nou toeganklik gemaak. Inteendeel, hy word nou genoem Immanuel, wat beteken God, intiem betrokke, saam met ons, onder ons, agter ons, rondom ons. En hy het nie gekom om ons lewe aan bande te lê, en ons lewens te ontsuur, en ons te veroordeel, en ons op 'n manier half te versmoor nie. Hy het gekom om deur Jesus vir ons baie duidelik te laat verstaan, hy's lief vir ons. Hy's ontsettend lief vir jou. En as God lief is vir jou, as hy vir jou is, sê Romeine mos vir ons, wie kan teen ons wees? Jy is miskien tans in 'n situasie dat jy sê, "Jogg, ek is nie bang vir die toekoms nie, maar ek is bekommerd oor die toekoms." Of miskien sê jy, "Ek is bang vir volgende jaar. Ek is bevrees dat iets wat ek gehoop het, dat dit nie gaan realiseer nie." Vrees, bang wees, bekommernis is 'n natuurlike reaksie op veranderende, onsekere omstandighede. Daar is soveel redes vandag om bang te wees. Maar dis juis met Jesus se geboorte dat die engel ons herinner, die tyd vir vrees is verby. Jesus het gekom om die vrees te verdryf. En die almagtige God is nie nou net meer 'n vaag konsep nie, dis nou sigbaar en tasbaar en uit op die toneel verskyn. Die woord beloof vir ons in Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, julle nooit in die steek laat nie. Sien skielik het die dinamika verskuif van 'n God wat ons van hoop om te weet en te beleef, na een wat ons sigbaar, tasbaar mee kan kontak hê. Daar's 'n tweede geskenk wat Jesus se koms vir jou inhou. En dit is, skielik, sy koms verskaf vir ons 'n onverklaarbare ander soort innerlike vreugde. Vers 10 gaan aan in Lukas 2 om te sê, toe sê die engel vir hulle, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Almal is uitgenooi. Jy vandag dink, wat is die goeie nuus? Wat maak regtig dat daar soveel blydskap kan wees? Kan ek jou herinner aan 'n paar vinnige voordele wat ongekende blydskap veroorsaak?
Inteendeel, as jy aan hierdie goed twyfel, veroorsaak dit ongelooflike ongelukkigheid. Deel van hierdie rede tot blydskap is, wanneer jy net weer kan ontdek, jy het groot waarde. Die feit dat Jesus na Mission Earth toe kom, is omdat hy sê, jy was dit die moeite werd. Ek wil op hierdie missie kom, ek wil aarde toe kom, want jy is dit werd. Hy het soveel, amper, wil ek sê, sy hart daarin gesit, om vir jou uitkoms te bewerk, dat hy sy seun beskikbaar gestel het. Inteendeel, Billy Graham stel dit so om te sê, jy is so kosbaar vir God, jy was sy seun werd. Jesaja 43 vers 4. Reeds daai tyd in die Ou Testament voorspel die Here, dis hoe baie mense vir hom werd is, maar die tyd was nog nie daar dat hy naby aan hulle kom nie. Nou met die geskenk van Jesus wil hy sê, dis hoeveel julle werd is. Ek is bereid om die groot ongerief van hierdie planeet te verduur, omdat jy vir my baie werd is. Vers 4 van Jesaja 43. Omdat jy vir my kosbaar is. Omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek. Hoor weer, jy is so kosbaar, jy was sy seun werd. Die goeie nuus is verder. Jy ontdek skielik, jou lewe maak saak, jou lewe het 'n doel. Miskien het jy net weer nodig op ou Kersaand om te hoor, jy was nie 'n ongeluk nie. Ongeag van jou omstandighede rondom jou geboorte. Jesus kom bevestig, en sy loskoop, verlossingsgeskenk aan jou is, jy's nie per ongeluk in hierdie lewe nie. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Hy het alles so laat meewerk, sodat jy kan wees. En ware betekenis en bevrediging kom juist daarin, en blydskap wanneer jy ontdek, God het 'n doel met my lewe. En ek kan hierdie avontuur meemaak om te ontdek wat dit is, en daar binne begin funksioneer. Vraag, twyfel jy op die oomblik dalk in jouself? Jy dalk vertroue in die lewe verloor? Met Jesus se geboorte het God gekom om vir jou te kom sê, goeie nuus, ek heg waarde aan jou. Jy kan blydskap hê, want ek het 'n plan met jou lewe. Jy ken die baie bekende vers, Jeremia 29 vers 11, wat veral met Jesus se koms nou kan realiseer en groot blydskap bring, wanneer die Here vir jou sê, ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed, nie teëspoed nie. Of vir jou 'n toekoms gee, verwagting. Dit maak 'n ander blydskap in 'n mens los. Maar daar is selfs nog 'n groter rede tot blydskap, en dit is, dat tot op hierdie punt was dit God, en jy's deel van sy volk, jy's deel van sy mense, jy's deel van die godsdienstige stelsel wat hom dien, en wat deur allerlei offerstelsels moet gaan, en daarom effens van 'n koneksie met hom deur 'n priester en deur prosedures kon beleef. Maar die rede van groot blydskap is, sedert Jesus se koms, kan ons nie nou net deel wees van sy skepping nie, ons kan sy kind wees. En die amazing is, as jy mooi daaraan dink, God weet alles van jou. En ten spyte van die feit dat hy alles van jou lewe weet, het hy jou nie net oneindig lief nie. Hy wil jou die voorreg gee om nie net deel te wees van sy skepsels nie. Hy wil jou so naby hom hê soos 'n pa en 'n kind. En deur sy geskenk aan te neem en deur jouself vir hom oop te stel, gee vir jou die wettige reg om 'n kind van die koning te word. Hoor Johannes se woorde, Johannes 1 vers 12, hy sê, maar almal wat hierdie geskenk aangeneem het, die wat nie verstaan nie, maar glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So die goeie nuus van hierdie uitkoms wat blydskap veroorsaak is, jy's kosbaar vir die Here. Kyk net weer vanaand voor jou tandeborsel jouself in die spieël en sê, miskien lyk ek nie meer vir myself so lekker nie, maar is kosbaar vir God. God het 'n ongelooflike plan met my lewe. Kom net weer 'n bietjie in daai identiteit van die feit dat hy 'n droom en 'n missie op jou lewe het, en dat jy nie net een van sy handlangers of 'n kanaal of 'n bruikbare instrument is nie. Ja, dit ook. Maar bovenal wil hy hê jy moet die blydskap beleef van ek is 'n kind van die koning.
En dit bring 'n ander soortige vrede, vreugde, blydskap, op 'n dieper vlak as enigiets anders. So Jesus se koms verdryf ons vrese, dit verskaf 'n ongelooflike vreugde. Derdens, Jesus se koms verdien ons verlossing. Let op, dis wat die engel derdens sê, vers 11. Hy sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, in Bethlehem, die verlosser gebore, Christus, die Here. Daar's iemand wat op die toneel verskyn het, wat bereid is om jou losprys te betaal, sodat jy kan vry wees. Kan ek dit vir jou dalk anders stel? As ons nie regtig 'n verlosser nodig gehad het nie, sou God nie die moeite gedoen het en sy tyd gemors het om vir ons 'n verlosser te stuur nie. Maar nou, ons het 'n verlosser dringend nodig, almal van ons. En God het Jesus gestuur. Hoekom het ons 'n verlosser nodig? Wel, die Bybel leer vir ons dat die hemel hierdie uiters volmaakte, foutlose plek is. En niemand wat onvolmaak is, kan na toegelaat word nie, anders gaan dit nie meer volmaak wees nie. Dis net soos om in 'n laboratorium wat absoluut gesteriliseer is, daar's geen kiem, virus of bakterie daar binne nie. Die oomblik, as jy net daar instap, beteken dit, dis nie meer steriel nie. En die ergste van alles is, as ons dink aan hierdie prentjie van die hemel, dit beteken dat selfs my beste pogings om hemel toe te gaan, nie gaan werk nie, want ek kan niks doen om myself volmaak te maak nie. Ons mag goeie mense wees, maar die woord sê selfs dat goeie mense nie die hemel sal maak nie, want die Bybel, die hemel is nie 'n plek wat goeie mense kan akkommodeer nie. Dit kan net huisvesting bied, blyplek bied vir foutlose, volmaakte mense. En nie een van ons voldoen nie. En dan kom skenk Jesus vir ons uitkoms. Hy stuur sy volmaakte, die een wat as 'n plaasvervanger optree, wat beskikbaar is om te sê, ek sal in jou intrek neem en ek sal jou beklee. So wanneer jy daar ingaan, is dit nie meer jy nie, ek cover jou. En as ware kan ons skielik met geleende volmaaktheid, op grond van sy rekening en sy identiteit, kan ons volmaaktheid deelagtig word. En Jesus se geskenk is, wil jou help daarin. Ek wil jou losmaak van die infeksies en die besoedeling wat jou gediskwalifiseer het. Jy kan op grond van my meriete, op grond van my kaartjie, kan jy hemel toe gaan. So hoe laat ek toe dat Jesus my verlos? Baie eenvoudig. Jy erken dit, jy erken jy het 'n verlosser nodig. Maar vir die meeste van ons is dit nogal 'n moeilike een. Want ons is nogal trots. Ons wil eerder glo dat ons nie te slegte mense is nie. Dit mag waar wees. Mag waar wees dat jy nie te sleg is nie. Maar die jammer is, jy is nog steeds nie goed genoeg nie. Ons is nie volmaak nie. Almal van ons het al 'n poging aangewend en geweet ons faal die toets, want ons het ons daai nuwe blaadjie omgeslaan. Ag, en dan hou dit net 'n tydjie en ons besef ons vaar nie te sleg nie. Maar dis juis wat Jesus se geskenk van uitkoms so uitsonderlik maak, want hy sê jy hoef nie meer te probeer nie. Ek sal vir jou die prys betaal. Ek sal my rekord bied. En hy kom doen vir ons in ons plek, wat ons nie self kan doen nie. Hy kom bied vir ons verlossing. Hy kom maak ons rekord skoon. En hy kom hou ons aan God voor, as volmaak. So eendag wanneer ek en jy voor die regterstoel van God moet verskyn, hoef ons nie te sê, dis hoe goed ek was nie. Want die oomblik as God sê maar, dan skuif Jesus tussenin en sê, Vader, ek het betaal. Maar al wat ek en jy nodig het, is om dit teenoor God te erken. Ek het 'n advokaat nodig. Ek het iemand nodig wat my cover. En Jesus sê, ek wil
nie daarvoor te betaal nie, vir dit te verdien nie, vat dit net. Dis die uitkoms wat Jesus skenk. Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie, sodat die wêreld deur hom gered, gecover, gehelp, uitkoms kan kry. Billy Graham stel dit so, hy sê, He didn't come to condemn you, but to change you. He didn't come to scare you, but to save you. Die rede vir Jesus se geboorte en die geskenk wat hy bring, hy kom verdien vir ons verlossing van alles wat ons benadeel, en in die proses maak hy dit letterlik moontlik dat ons die vooruitsig kan hê van 'n volmaakte ewigheid. Terwyl ons dit letterlik nie verdien nie. En weer eens, as jy daai konsep begin mee rondspeel, dan besef jy, amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. 'n vierde voordeel van hierdie geskenk van Jesus se verlossing, is as jy getwyfel het, en jy snap eers die geskenk wat hy bring, dan versterk dit jou vertroue. Jy verstaan dalk nie al die stories nie, maar ergens begin jy agterkom, ek kan hierdie maar glo. As jy mooi daaraan dink, letterlik vir eeue, was daar in verskeie antieke geskrifte, gedokumenteerde beloftes, dat God 'n verlosser gaan stuur. Dat hy 'n standaard het, niemand kom daarby nie, en hy sê uiteindelik, ek gaan iemand stuur wat julle gaan help, en dan kan julle eerder op sy meriete die voordele pluk van 'n verhouding met my. Maar daar was soveel beloftes en dan gebeur niks en dit lyk asof niks gebeur nie. Die volk Israel het op 'n stadium begin betwyfel, want daar was soveel beloftes hieroor en hulle sien niks gebeur nie, het realiseer nie. Een van daai beloftes. En let net gou op die interessantheid, 600 jaar, 700 jaar voor Jesus se uiteindelike geboorte, hier's die een van die beloftes. Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom noem, God het nou naby gekom, Immanuel. Dan kom en gaan die jare en dan skielik die engele se aankondiging op daai unieke aand. Ou Kersaand. Lukas 2 vers 12. En dit is nou vir julle die teken. Jesaja het gesê dit sal vir julle teken wees. Nou kom die engele en sê uiteindelik hier's die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in boeke toegedraai is en in 'n krib lê. Nou almal het verwag 'n verlosser gaan waarskynlik soos 'n heerser kom met 'n magspel op perde, met 'n ongelooflike skouspel. Maar die profesie het gesê dit gaan 'n baba wees. En jou vriendie waar die engele sê, hier's die teken, julle gaan 'n babietjie vind. Maak nie sin nie, maar skielik het mense se vertroue begin 'n ander dimensie inneem om te sê ons verstaan dit nie, maar goeie griet, God se woord is waar. Sommige so terloops, het jy al begin twyfel aan God se beloftes en in sy woord, het jou vertroue dalk al begin kwyn? Die geskenk van Jesus se geboorte is juis vir ons 'n bevestiging dat wanneer God iets sê, jy kan dit maar vertrou. Elke belofte wat hy maak, word een of ander tyd waar. So deur die geskenk van Jesus se geboorte is dit bevestig, ons kan maar bly, nie verstaan nie, maar glo. Net soos daar 'n belofte was, dat hy as 'n verlosser sou kom, is daar die beloftes op die oomblik, dat hy vir jou gaan sorg en seën, so vat dit, hou vas daaraan, vertrou dit. Daar's die belofte, dat hy weer gaan kom. Hy het nog nie gekom nie, tweede keer nie, dan gaan hy kom met 'n skouspel. Ons hier en daar glimps wat die Ou en die Nuwe Testament vir ons gee van daardie luisterryke dag wat voorlê. Sommige mense dink dit gaan nie gebeur nie, hulle dink God het van ons vergeet, miskien is die Bybel nie so waar en reg nie, en ons probeer dit deur 'n klomp redenasies gaan, want ons verstaan nie als nie, maar nooit het iemand gesê ons moet als verstaan nie. Daar's 'n dimensie daarvan op 'n ander vlak, 'n misterieuse vlak, van glo dit en sien wat gebeur. Jesus se eerste koms word beloof, dit gebeur, en dit verstewig my vertroue.
om te bly glo. Want net soos die belofte van sy eerste koms waar geword het, net so seker gaan die beloftes van sy sorg en ook die beloftes van sy tweede koms verseker realiseer. So Jesus se koms, en dit wat ons vanaand begin vier, vertroulik, ek hoop dat dit jou vertroue sal versterk. Wat God sê, gebeur. 'n Vyfde voordeel van Jesus se koms is, dit verdiep verhoudings. Terug na Lukas 2 toe. Vers 13 en 14 sê, skielik was daar saam met hierdie engel wat hierdie aankondiging gemaak het, 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Afgelope Sondag het ons gepraat oor hierdie einste versie en die Hebreëus daar rondom uitgepak wat die woordjie shalom is. Die Grieks hiervoor is die woordjie irene. Irene wat beteken daai innerlike rustigheid, kalmte, stabiliteit, 'n tevredenheid. Inteendeel, deel van die woordjie is harmonie. Dit beteken dat twee instrumente klink nie dieselfde nie, maar omdat hulle op dieselfde toonhoogte is hulle in harmonie en hulle vul mekaar aan. Die ongelooflike geskenk is dat God alles ons totaal en al anders as hy vir ons op dieselfde bladsy kry, in dieselfde frekwensie kry, op dieselfde toonhoogte kry, in harmonie met mekaar kan kry. En dit beteken letterlik dat ons in harmonie kan wees met hom, met onsself en met mense rondom ons. Die wêreld het al soveel pogings aangewend om vrede en harmonie te bevorder. Miskien jy ook. Ja, maar ek het al probeer om vrede met God te kry, om vrede met myself te maak, om vrede met ander mense te bevorder, en in plaas van bevorder, wat ons gewoonlik reg kry in ons eie krag is, ons bevorder nie, ons bevoeter. Maar dis hoekom Jesus gekom het. Weet julle kan dit nie reg kry nie, gee my 'n kans, ek sal. Die uitkoms is mos hier. Skielik word dit moontlik om in 'n innerlike vrede te kan begin beleef met jouself, met God en met mense rondom jou. Want die prins van vrede maak dit moontlik om hierdie vrede te kan kry en vrede te kan maak. En jy sien die geskenk wat Jesus bring is die seën van herstelde, egte verhoudings. So op ou Kersaand wil die Here deur sy gees vir jou kom sê, ek het gekom. Die geskiedenis bevestig dit. Maar as jy my in jou lewe toelaat, as jy hierdie geskenk joune maak, sal jy eintlik die grootste geskenk denkbaar ervaar. Die geskenk van my lewe aan jou, my uitkoms wat ek bied, en hierdie uitkoms beteken, dit verbreek alle vrees. Hy maak dit moontlik dat die dinge wat jou benoud en beangs maak, dat jy dit kan oorgee aan hom. En hy wil jou vanaand nooi om te sê, hou bang wees. Tweedens, dit verskaf ongelooflike vreugde. Ware vreugde. Wanneer jy ontdek, joh, hy het soveel moeite gedoen vir my. Kan ek jou herinner? Jy het ongelooflike waarde. Jy het 'n ongelooflike skepingsdoel en meer nog, jy het 'n herskepingsdoel. Dis hoekom hy jou wil verlos en die uitkoms wil bring, want hy wil herstel wat die sondeval nie wil toelaat moet realiseer nie. En hy wil jou herstel in 'n identiteit dat jy kan weet, jy's 'n kind van die lewende God. Sy geskenk behels dat hy vir jou wil sê, ek verdien jou verlossing. Hou op self probeer. Hou op self beter wees. Al wat jy nodig het is, kom wees in my en ek in jou. Die goeie nuus is, vir ons is hierdie een gebore wat ons verlos. Iemand wat bereid was om jou verlossing namens jou te kom verdien. Iemand wat bereid was om te vergewe en te vergeet. Jou te onthef van alles wat jou diskwalifiseer om jou vry te spreek.
en jou letterlik, en ek weet dit klink dalk vreemd, maar om jou in jou oorspronklike glorie te herstel. Hoor as die Here vanaand vir jou wil sê, hou op om dit self te verdien. Ontspan. Laat my in jou lewe toe, laat ek dit vir jou doen. En selfs in hierdie oomblik kan jy sê, Here Jesus, ek's moeg gespartel. Miskien is jy tot die ouderdom wat jy op hierdie oomblik is, nog die hele tyd besig om dit te maak werk en kop bo water te hou. Wat daarvan om vanaand te sê, ek vat die hand. Want U het vir my uitkoms, verlossing, redding uit hierdie moeras waarin ek vasgevang is van selfpogings in my eie stikkindheid. Sy koms verstewig ons vertroue. Geen belofte of profesie in God se woord sal onvervuld bly nie. En net soos wat die beloftes destyds dat die Messias gaan kom waar geword het, net so sal al die ander beloftes, ook die beloftes wat die Here spesifiek al vir jou persoonlik gegee het, net so sal daai beloftes realiseer. So, bly vertrou. Mag sy koms en die viering daarvan in hierdie tyd jou vertroue net weer versterk om te besef, ek kan maar bly glo. Want sy beloftes word waar. Mag jy beleef deel van sy geskenk. Wanneer hy vir jou uitkoms gee is, dit verdiep verhoudings. Kom begin jy nie sommer vandag en fokus op die belangrikste verhouding. Die verhouding tussen jou en die Here. Oorweeg die volgende, veral as ons in partytjie mode gaan, in feesmode in. Oorweeg die volgende gedagte op die skerm. Jy kan tog nie iemand se geboorte sinvol herdenk as jy die persoon nie persoonlik ken nie. Ek dink vir baie van ons voel dit soos kon net sowel Jan van Riebeeck se verjaarsdag gewees het. Ons weet 'n bietjie van hom, maar ons weet eintlik niks. Maar wanneer jy hom eers ontdek het en besef het wat hy vir jou gedoen het. Miskien is hierdie die feesseisoen om 'n verhouding met die Here, bedoelende Vader, Seun, Heilige Gees, te begin. En as jy reeds 'n verhouding het, is dit die tyd om dalk hierdie unieke verhouding net met dankbaarheid te versterk. Vir iemand hier is dit nodig om die spreekwoordelike dalk huis toe te kom. Om jou lewe as 'n geskenk terug te gee aan Jesus, omdat hy vir jou die grootste geskenk denkbaar kom bied het. Miskien die afgelope jaar het jy sonder die Here Jesus op jou eie probeer lewe, en dit was so frustrerend. Jou krag het opgeraak, jou vermoë skiet ver te kort. Moontlik het jy die afgelope paar maande van die Here weggedryf, want jy was van mening dat hy jou eintlik aan bande wil hê. En jy het uit die oog verloor hoeveel voordele hy vir jou bied en wat sy geskenk aan jou is van uitkoms en verlossing en vryheid en lewe. Weet jy hoekom word die wyse manne uit die ooste wys genoem? Omdat hulle alles agtergelaat het om God se belofte self te gaan ondersoek en om sy groot geskenk persoonlik te gaan beleef. En wanneer hulle hom ontmoet, kon hulle nie anders as om te juig, die redder is hier. Hoor hoe mooi som Efesiërs 2 in die Message vertaling hierdie geskenk van verlossing op. Message vertaling, Efesiërs 2 vers 8, saving, verlossing, is all his idea and all his work. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from start to finish. Jesus bring die uitkoms. Jesus skenk verlossing. Kom beleef dit. Mag jy vanaand hoor as die engele vir jou sê, die uitkoms is hier. Die geskenk vir jou van verlossing. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie. Dankie vir 'n fees waar tydens ons die geleentheid het om U as 'n geskenk te kan vier. Dankie dat U so baie vir ons omgee, dat U U heel beste vir ons gestuur het. Dankie dat U koms vir ons uitkoms skenk, sodat ons nie meer in vrees hoef te lewe nie, want U kom verdryf dit. U kom verskaf vir ons ware, oorvloedige vreugde in hierdie lewe.
Dankie dat U verlossing vir ons kom verdien het. Dankie dat U koms ons vertroue versterk. Dankie dat U koms vrede moontlik maak en verhoudings verdiep. Tussen ons en U, tussen ons en onsself, tussen ons en mekaar. Here, my gebed vanaand is dat wanneer ons geskenke ontvang en geskenke uitdeel en feesvier en lekker eet en ontspan en lekker lag en kuier, dat ons nie sal uit die oog verloor die ongekende rede vir feesviering. Iemand het die duurste prys betaal sodat die tronkdeur oop is. Ons dode sel nie meer ons lot is nie. Maar U die deur kom oopsluit het met U bloed en U lewe en U offer. En ons vry is. Nie net om te gaan doen wat ons wil nie, maar om vry is, om as koningskinders ons skepingsmandaat en rol en roeping te kan opneem. Bekleë met U in ons, dinamiese instrumente te kan wees in hierdie stikkende lewe, maar ook uiteindelik heersers te kan wees saam met U in die volmaakte lewe wat voorlê. Mag hierdie geskenk ons vul met 'n ongelooflike nuwe waardering vir die prys wat U betaal het. Dankie dat U ons so hoog ag. Dankie dat elke persoon in hierdie gehoor en wat na hierdie boodskap luister vir U kosbaar en spesiaal is. Mag dit juis in hierdie feesseisoen vir ons uitstaan. Mag dit ons harte vul met 'n ander toegeneentheid om te sê, ons wil ons alles wat ons het eintlik net vir U teruggee en sê dankie, dankie, dankie. Ons is lief vir U. Amen.